Goeiemôre luisteraars, weer eens baie welkom by Stilbaai se Radio Fynbos vanuit die ateljee hier reg uit Stilbaai. En ek dink almal ken my teen hierdie tyd, ek is Veronica en oorkants my sit Jakkie en agter my is Chantay wat al die knoppies druk en die ding aan die gang hou, né Jakkie? Ja, yes, en is ons nie bly nie. Ek het vandag vir haar gesê, as sy nie is, die dag slaan ek 'n koue sweet uit. Sy is ons regisseur en klankingenieur en ek sê julle moet daai knoppies watch. Goeiemôre luisteraars, almal van ons hier in die ateljee. Ek, Veronica en Chantay het 'n huppel in ons stap want ons weet winter is op pad. Yay! Ek weet nou nie van Chantay nie, maar ek kan nou regtig nie daai huppel hê nie. Ek is nie 'n wintermensie, want dit voel my almal so mekaar gedruk. Maar die winter is ook mooi, die natuur is ook mooi. Dan so ons hanteer dit en dan sien ons uit na die lente daarna. Is dit eers herfs, Jakkie? Dis nou herfs en dan lente en dan eers herfs en dan genadiglik winter en dan herfs en dan die aardige somer. Ag nee. Tongenetjies. Maar ja, ons drie is hierso. Leonie is afwesig vandag en ek het laas keer die groot fout gemaak om te sê ek wonder of sy 'n verlofvorm ingevul het tot ek besef het dis die baas, jy vra nie sulke goed vir die baas nie. So ek is bly jy het nog 'n porsie. So. Ja. Ja. Baie welkom almal, is lekker om julle te gesels. Ek gaan wegspring met die Korentepoort dam. Die damme se stand is 45,2%. Laasweek was hy 46,5%. Okay, en die Duiwenshoek dam 69% en laasweek was hy 76%. Ja. So, nou ja, Jakkie, ons het gesê, jy was heelwat aktiwiteite in die dorp, vakansiegangers, besoekers en sommer net, dit was lekker bedrywig gewees. Ja, weet jy, ekskuus Veronica, luisteraars, dis lekker om te sien dat mense wat die inisiatief het goed reël vir ons vakansiegangers, om hulle, ek weet, daar was 'n groot fietswedren, hy het 'n spesifieke naam gehad, wat af van Julie se baie of dink ek, vertrekke die naweek. Ek het foto's gesien, die brugmark was elke dag oop, die brugmark was een aand oop met ligte en dit, en dis alles goed wat ons hopelik meer toeriste sal lok, behalwe die veiligheid en die rustigheid. En die blou vlagstrande. Ja. Ons het daarom al mooi strande. Nie omdat ek self hier woon nie, maar regtig waar. Ja, daar is ander plekke in Suid-Afrika wat ook mooi is en wat ook blou vlagstrande het, maar Stilbaai tops. Ja, en ons het heel wat luisteraars wat kom hallo sê het vir ons, snaaks genoeg. Lenet Prinsloo, né? Lenet onthou ek jou van reg. Lenet Prinsloo en Laraine Meyer. Hulle is gereelde luisteraars van Pretoria. En weet jy, as ek so dink ek aan al die mense wat oor die hele land en wêreld na ons luister. En ons saai nie net uit in ons streek nie. En vir die luisteraars wat nie weet nie, nou moet julle my help onthou. Ons Hessequa streek bestaan uit Slangerivier, Gouritsmond, kom ek begin van 'n kant af. Slangerivier, Witstrand, Heidelberg, Riversdal, Albertinia, Stilbaai en Gouritsmond. En Jongensfontein. Ja, Jongensfontein en Melkoutfontein is deel van Stilbaai, of relatief deel van Albertinia het dit genoem. Ja. So baie welkom, nie net aan julle nie, aan die hele Suid-Afrika en julle hoor ons wêreldwyd. Baie welkom. Ja, en ek hoop die besoekers wat reeds weg is, gaan so vinnig weer terug verlang na Stilbaai toe en weer kom kuier. Yes. Nou ons het 'n lekker interessante program, dink ek, vandag. Ons gaan gesels daaroor, ons gaan net gou kyk of jy 'n klou kan kry. Ons gaan 'n liedjie speel as ons regisseur reg is, en net kyk, thumbs up, soos Chantay altyd is. Sy gaan gou 'n liedjie speel, dan praat ons verder daaroor. Lekker luisteraars. Daar sy luisteraars, ek hoop julle weet nou min of meer waaroor ons bietjie gaan gesels vandag. Net so bietjie interessante feite. En dis die maan. En ek sit met twee dames hier en terwyl die musiek speel, Man on the Moon, wat 'n pragtige lied is, het hulle nou vir my vertel hoe hulle twee met die maan gepla. En dis great, dit is maar, en ons praat onder andere hoe
lekker en hoe mooi is die sterrehemel waar min ligte is, soos die Karoo. En ek dink ek het dit al genoem. Een of ander skrywer het gesê hy het in die Karoo gaan bly in 'n plaashuisie en toe hy uitloop. Toe stamp hy amper sy kop teen die melk weg. So mooi was dit gewees. Is dit nie 'n mooi beskrywing? Pragtig, baie mooi, ja. Nou voor die program, ek weet nie wie van julle het ingeskakel voor die program nie, het ons probeer vandag bietjie funny, lekker snaakse musiek en opgeruimde musiek speel. So voor die program het ons gespeel die muis swem in die melkkan van die Baarskeerdersbos. Gaan luister hom bietjie offline, sommer maar net iets lekkers om oor te lag. Deur die program gaan ons speel, soos ek sê, opgeruimde songs. Jan asseblief toch Squeeze My van Dousie, en dan na die program Kaboomilies van David Fourie. En daarna, na julle daai Kaboomilies gespeel het en geluister het, so ekskuus tog, gaan almal dit sing, kaboom, kaboom. Kaboomilies. Alright, nou praat ons oor die maan. En hoekom ons nou 'n bietjie daaroor gaan gesels, want daar is sulke interessante feite wat ons as leuke, definitief myne, se verstand te bowe gaan. Ek kan nie so ver dink nie. En ons praat spesifiek van die Artemis tweede maansending wat Amerika nou, wat onderweg is, wat nou plaasvind. Dan Veronica het vir my gesê, hulle is amper op pad huis toe of so. Ja, ek het iewers iets gelees dat hulle draai om of iets, ek is, ja. Ja, en dit is ongelooflik interessant en ons het so 'n bietjie feite net bymekaar gekry wat ons nou obviously gekry het van AI, so ek dink ons het nie daai kennis nie, so op eie jok nie vir ons nie, maar ek weet nie. Die bemanning bereik 'n afstand van ongeveer 406.000 kilometer van die aarde af. Dis ver. Dis ver. Veronica, dis die verste Ja, ooit. dis die verste ooit deur die mensdom behaal. Plus minus 4000 kilometer verder, omdat hulle agter die maan verbygaan. Dan verloor hulle kommunikasie vir ongeveer 40 minute. Die maan blok alle radiogolwe. Die totale rit is 1,1 miljoen kilometer. Ja, heen en terug. Nou, dit is ongeveer 846.153 myle, wat kilometers. Kaapstad na Johannesburg ritte, dis omver. Ja, as jy oor die 800.000 Kaapstad-Joburg ritte gery het, dan is jy amper waar hierdie manne nou is. Ja, okay. En dan die doel van die sending is onder andere om life supporting sisteme te toets, menslike gesondheid bestuur in die bestudeer in die ruimte ensovoorts. Natuurlik ook klompfoto's van verskeie hoeke van die maan. Daai gaan interessant. Ja, ek het toevallig vanmôre gekyk oor sosiale media waar hulle gewys het waar die aarde weg amper halfaarde is, soos die maan halfmaan is, so keer die maan die aarde se weerkaatsing wees. Ongelooflik interessant. Ja, ek weet nie hoe jy kind was nie. Hulle het my laat glo daar was kaas op die maan. Is daai storie nog so? Ons kyk waarmee kom hierdie manne terug. Ek hoop nie cheddar of soetmelk. Ek hoop nie daar is nie, want dan is al ons fabrieke in probleme wat kaas vervaardig. Ja, en die koeie ook. Nou, hoeveel brandstof word min of meer gebruik? Dis die interessante deel. 2,7 miljoen kilogram brandstof. 2,7 miljoen kilogram brandstof. Slegs die eerste paar minute na lansering. Ongeveer die gewig van 450 Afrika olifante. Ek weet net in die rede van dat hulle opgestyg voor die brandstofverhoging. Ek wonder. Nou ja, dan 2 miljoen kilogram brandstof in 8 minute om die aarde se aantrekkingskrag te ontsnap. Nou die twee kantvuurpyle wat aan die brand raak, brand elk 500.000 kilogram soliede brandstof af. Gesamentlik 1 miljoen kilogram in net 2 minute.
dit is verskriklike groot krag. Ek kan net een ding sê, ek weet nie van jou en Chantay nie, maar as ek moet eksamen skryf vir al hierdie goed wat ons nou hier praat, gaan ek dit definitief nie maak nie. En dan 'n paar duisend kilogram brandstof word daarna gebruik vir koersaanpassing natuurlik en om die maan vlieg ekskuus tog en natuurlik vir die retour ja, hulle moet terugkom aarde toe. Kyk, ek admireer mense wat die energie en die deursettingsvermoë het om in hierdie ruimtetye te gaan sit en doen. Maar ja, gelukkig is daar sekeres wat daarvoor. Ja, en jy stap nie net in nie. Ek verstaan dis 'n minimum van 2 jaar opleiding in Ja. alle areas. Ek het op 'n kol gelees op, jy weet 'n mens, ons praat baie keer daaroor 'n mens sien die eindproduk, maar jy weet nie wat gebeur agteraf nie. Soos byvoorbeeld, wie verpak die kos en wat se kos vat hulle saam? Dis so interessant. Ek het so 'n bietjie gelees, maar ek wil nie te veel data nou, jy weet, statistiek hier. Maar nou gaan daai pakkies jelly verby hulle en met hom gryp of hoe werk dit? Ja, kyk, nommer 1 is, wat ek baie goed onthou is, al die kos wat hulle maak, moet geen krummels hê nie. Want die krummels kan hulle inasem, want dit float mos. O ja, So jy kan nie, so dit moet soliede goed wees. So daar's ook nie mure nie. Nee. Ja, dis een voordeel. Ja, maar kan jy dink hoe sal 'n ou skrik as daar 'n vleiende muur verby jou kom? Nou sou mense dit vergelyk, hierdie is nogal 'n baie goeie vergelyking. Sou mense dit vergelyk dat jou kar soos die vuurpyle werk. Dis nou die vuurpyle wat aan die brand raak om die tuig deur die aantrekkingskrag van die aarde te vat. Dan sou jy 90% van jou brandstof gebruik het om jou driveway of jou oprit te verlaat. So, dit klink nou snaaks, maar dit sit mense nogal in perspektief. Daar was eendag 'n dogtertjie gewees wat 'n advertensie gedoen het. It's complicated. Ja. Ja, en dan ry jy van Kaapstad na Kaïro gratis. Nou die totale koste van die brandstof alleen is 10 tot 20 miljoen US$. Afhangende natuurlik soos van die weer en hoeveel brand hulle af en dit weet ek nou nie. Die hele missie se koste is om en by 4 biljoen US$. So as jy kyk na die groot prentjie, dan is die brandstof wat hy afbrand slegs 0.25% tot 0.5% van die totale koste van hierdie missie. Dit is verskriklik. Die syfers laat mens dink in jy kan nie, ons mensdom sukkel om jou kop agter te kry. En ek weet ek het op 'n kol saam met 'n ou gewerk hy was 'n ingenieur gewees by NASA. En al werk wat hy gehad het, al wat hy moes doen is om te programmeer laat een van die arms van die robot uitgaan om goed buite te vat. Nou presies dit kon hy my nou nie vertel nie, maar dis al werk wat hy gehad het op so 'n missie. Om een te vat, om net daai ding te programmeer. Nou kan jy dink aan die res van die Ja, tyd. dit is 'n groot storie, dis al. So ons wens hulle 'n veilige rit terug aarde toe. En ek het nou die dag toevallig kyk ek so toe, kan jy dit glo? Hulle praat met president Trump van die tuig af aarde toe en ek dink hulle het gesê daar's iets soos 'n 8 sekonde vertraging net in die transmissie. Hier is bo my firma. Ja, nee, Ek moet dit erken, ek is jammer. maar die maan is op bo ons vuur. Ja nee, maar is mooi. Nou ja, mense, dit was, ek hoop die luisteraars julle dit interessant gevind. Vir my was dit sekerlik interessant net om die groot prentjie te sien van sulke dinge en ons glo hulle gaan veilig terugkom op die aarde. Nou waaroor gesels ons verder, Veronica? Ons gesels, ons het 'n paar kan ek sê vragies en antwoorde hierso. Hoekom en waarom party mense risiko's vat en ander waag niks? Okay. En dan het ons ook waarom sommige mense alself amper doodwerk en ander 'n balans kies. En dan kom ons by sosiale media.
Help dit of maak dit mense meer alleen voel? Het jy al ooit gevoel daar's iets wat almal kan doen, maar nie jy nie? Dit is algemene vrae, algemene dinge en is sommer net 'n bietjie interessantheid daarom waaroor ons gaan gesels. Nou Jakkie, gaan jy begin met waarom of hoekom party mense risiko's vat en ander niks waag nie? Ja, party mense is natuurlik meer avontuurlustig, nuuskierig, gemaklik met onsekerheid. Ander is meer versigtig, beplan vooruit en of hou van sekuriteit. Dis nie reg of verkeerd nie. Dis net verskillende settings in 'n mens. Ja, en dan kry jy ook natuurlik die, wat soos die Engelsman sê, fearful failure. Jy is bang jy misluk. Party mense is onderontwikkel, hulle worry nie om te misluk nie. Ja, dit is baie interessant, ja, en jy moet daai mense hê op die aarde wat kanse vat. Dis waar, ja. Nou waarom werk sommige mense hulle self amper dood en ander kies balans? Sukses het 'n verskillende betekenis vir mense. Vir party gaan dit oor geld, status en prestasie. Vir ander weer oor tyd, gesondheid en verhoudings. Een persoon werk ure ekstra omdat hulle geld wil maak en sekuriteit wil hê. 'n Ander een werk dieselfde ure omdat hulle passie het vir die projek en altyd meer wil leer. Sommige mense help altyd ander omdat hulle erkenning en lof wil hê. Ander weer omdat hulle regtig omgee en betekenis vind in daai diens. Ja, maar behalwe dis 100% reg, weet jy, luisteraars, Veronica en Chantay, ek bewonder altyd die mense wat 'n passie het om die gemeenskap te dien. Hulle gaan net aan en aan. Ek vat byvoorbeeld soos die mense wat al die vuilnis langs die paaie optel. Voluntarily, met sakke. Ja. Dit is net, dis in hulle om dit te doen. Ja, en vir alles hulle dit nie doen om ander te beïndruk nie. Dit is my nogal belangrik. Moenie iemand help en dan sommer loop en vir die volgende en sê, weet jy, ek doen net daai in gehelp nie. Dan is dit ook nie meer vir my mooi nie. So bly stil. Ja, doen dit net. Ja. Maar dan wonder ek, en daar's altyd twee kante. Ons gesels baie oor Radio Fynbos daaroor. Dan wonder ek ook so by myself. Dit gee vir daai mense 'n doel van bestaan. Ek weet nie of luisteraars saamstem nie. Nou die probleem gaan kom as daar nie vullis is nie. So ons moet eintlik Kentucky en sulke goedkoop en dit langs die pad uitgooi, dat hulle ten minste net iets het om te doen. Nee, luisteraars, ek dink julle moes julle ore nou toegemaak het. Daai was 'n goeie idee van Jakkie nie, ek sal hom na die program kort vat. Ons moenie rommel strooi nie, asseblief nie. So ek dink die wat ons daaroor wil sê is maar dat help ander en en dit laat jou goed voel. Dit laat jou altyd goed voel as jy ander een kan help. So jy het nie nodig om nou vir die volgende te gaan sê, weet jy, ek het dit gedoen en ek het dit gedoen. Ja, weet jy, ek het eendag, dis nou so 'n bietjie wysheid wat ek baie lief is om te lees. Toe sê hulle, die grootste vernedering wat jy aan 'n mens kan doen as hy sukkel, as jy hom iets gee en jy neem 'n foto daarvan en sit dit op sosiale media. Dis so vernedering vir daai persoon. So as jy iets goeds doen, los die kamera. As jy donasies doen, los die kamera. Dis maar my sienswyse. Jy doen dit onvoorwaardelik. Anders los dit. Ek dink die een en ons gaan nie in daai diepte nie, dit is Leonie se afdeling daai. Die een wat dit moet sien of dit word gesien deur die een wat dit moet sien. Ek dink as jy sal tussen die lyne lees wat ek probeer sê, Leonie, as jy inluister, ek hoop jy gaan my oor die vingers tik omdat ek jou pad loop hier so nie. Waar is ons nou, Jakkie? Ek het nou dit nou vir een persoon hardloop marathons om mededingend te wees en te wen. Ander hardloop om stres te verminder en gesond te bly. Dan kry ons die wat lang ure moet werk om kos op die tafel te sit. Hulle ondersteun familie en het nie die luukse en keuse van balans nie. Hulle het nie daai, hulle is gedwing om dit te doen. En weet jy, baie keer sit vir my snaaks, dat sulke mense wat gedwing word om goed te doen,
die meeste sukses maak daarvan. En die ou kliseë wat ek ook al baie gehoor het is, en dit is mense wat gewoonlik 'n sukses maak van hulle loopbaan. My werk is my stokperdjie. Natuurlik alles in balans, ons praat, maar nou is balans ook relatief. Vir my van 1 tot, of vir my vir 8 tot 12 werk is 'n balans. Vir jou van 8 tot 5 werk is jou balans. Gun elkeen, respekteer elkeen se balans. Ja, ek dink ook net, mens kan dit inbring hier, sodat as jy mal is oor naaldwerk, en dis jou beroep, dan gaan jy dit baie meer geniet, as wat jy vir my sê, maak paar rokke, want dit is nie my talent of beroep nie. So, ja, as jou definisie meer is beter is, gaan jy meer werk. As jou definisie genoeg is, kies jy balans. Ja, Nou die wysheid, Jakkie, jy al mis van ek dit. is baie lief vir wysheid, seker omdat ek so dom is. Miskien om jou eerste lewe te leef, om jou beste lewe te leef, eerste lewe, kry jy tweede lewens op. Miskien om jou beste lewe te leef, is om te genoeg kalmeer en te sien hoe goed jou lewe reeds is dit nie waar nie. En baie keer, luisteraars, ons gesels nou 'n bietjie oor balans en so, baie keer is dit dat iets jou eers moet oorkom, sodat jy kan besef hoe goed was jou lewe, en dan waardeer jy dit voluit weer. Baie waar. En ja, luisteraars, ons is weer terug. Ek kan, Jakkie, jy vertel altyd van Vrydag, wat daar herhaling is. Ons is tans besig vanuit die ateljee hier in Stilbaai, Radio Fynbos. En julle kan weer inskakel Vrydagmiddag 4 uur. En dan, Jakkie, op YouTube podcast kan Die julle ons volgende week ook sien volgende week. Ja. En dit is alles te danke aan Chantay Ja. agterwy. Goed. Sommige mense kies om te werk, al hoef hulle nie. Ja, doel en betekenis. Werk gee vir mense iets om na te mik. 'n Rede om op te staan. Dis so belangrik. Sonder dit voel baie mense rigtingloos. Ja. Jy moet iets sê, jy moet motivering hê, dink ek. Jy moet iets sê, dit klink nou eintlik snaaks om te sê, jy moet iets sê om op te staan voor. Jy moet dankbaar wees dat jy nog kan opstaan of dat jy wakker word in die oggende, maar om te weet, ja, daar's iets wat jy nog kan doen in die samelewing. Dit is vir my belangrik. So ek voel as jy kan, veral as jy die dag op pensioen is en jy kan nog, jou liggaam is, laat dit toe, probeer iets aanpak en gaan voort daarmee. Weet jy, ek het nou die dag 'n goeie ding gehoor, Veronica, ek het vir iemand gevra, hoe gaan dit? Want 'n mens vra baie keer, hoe gaan dit net om te vra, hoe gaan dit? Ek vra nooit, hoe gaan dit net om te vra, hoe gaan dit nie, ek wil weet hoe dit gaan. En die ou sê toe vir my, weet jy, ons Skepper het 2 lysies. Die een lysie is vir mense wat nie gaan opstaan nie, ek is gelukkig op die lysie vir mense wat opstaan. Dit was vir my so mooi gewees, en dan besef 'n mens eintlik, wat se voorreg het ons nie. Nou eensaamheid, ek dink dit is 'n erge, kom ek noem dit, kanker in die lewe. Eensaamheid, dink ek, kan 'n mens doodmaak. Dit, nou ja, werk bring interaksie. Selfs klein gesprekke maak 'n verskil. Baie mense werk nie net vir geld nie, maar vir verbinding. En verbind te word aan iets of iemand en so aan. En dan natuurlik struktuur. Routine help mense beter funksioneer. Te veel vrye tyd kan oorweldigend raak. Mens kan dit amper nie glo nie, né? Wat is daar se spreekwoord ook oor ledigheid? Ledigheid is die duiwel se oorkas. Party mense dink hulle het rus nodig, maar wat hulle eintlik nodig het is betekenis. En ander dink hulle moet net aanhou werk terwyl hulle eintlik rus nodig het. Ja, dis hoekom ek my dag ingesit het, of my routine vasgestel het, van ek staan op, dan van 8 tot 12 doen ek niks. En dan van 12 tot die aand, dan maak ek klaar wat ek die oggend nie kon klaar kry, maar hy niks doen nie, en dan gaan rus ek in die aand. Klink dit nou 'n goeie routine? Nee,
oor. Ek gaan nie uitbrei op daai ene, definitief nie. Nou voor ons na die volgende een toe gaan, ons het gesê jy moet nader aan mekaar beweeg. Nou ons gaan Ladousie vir ons sing, hoe naby aan mekaar moet julle, aan mekaar moet julle beweeg. En ons klankregisseur is reg soos gewoonlik. Dankie Chantay. As sy luisteraars, dis Dousie. Dit wys jy hoe naby moet ons aan mekaar wees. Squeeze my. Wie het so plaas speel en het sulke lekker ritme, dan dink ek altyd aan L.J. Visser wat L.J. klink soos 'n atleet, maar L.J. wat jy in Stilbaai bly, wat gesê het as so plaas speel gryp sy die besem in sy dans. Dankie L.J. dat jy nie wegvlieg nie of wegren met jou besem nie. Maar baie welkom terug luisteraars. Julle is by Radio Fynbos regstreeks uit ons ateljee, uit Stilbaai uit. En ons doen dit vir die hele streek, hele land, hele wêreld. Baie welkom. Al ons mense wat kuier, baie welkom. Dis lekker daar. Ek sit en wonder, dink jy daai manne in daai ruimtetuig kon ook Radio Fynbos luister? Ek hoop so. Ek sweer ek het iets gehoor dat hulle vir Trump gesê het, hoor jy, ons is klaar met jou gepraat, ons moet Radio Fynbos skakel luister. nou oor na Radio Fynbos. Anyway, manne, as jy ons hoor, veilige lande. Ja. Moet nou net nie ons bel nie, ons is besig met 'n uitsending, asseblief. Stuur ons 'n WhatsApp. Ja. So van WhatsApps gepraat, mense, onthou, ons het 'n foon wat lewendig is in die ateljee, wat julle kan ons boodskap stuur as julle wil, ons lees dit graag. 082 781 9025. WhatsApp boodskap 082 781 9025. Stuur vir ons 'n boodskap en ons lees hom graag as ons hom kry of wanneer ons hom kry of whatever. Dat is die eerste keer wat ek hoor van 'n lewendige foon, maar jy mag maar. Ja, dit is 'n lewendige, maar dit klink so lekker, ja. Wat het hulle dit genoem, anglisismes? Ek kan ook nie onthou nie. Maar nou ja, luisteraars, ons is terug, sosiale media. Dis die onderwerp wat ons nou gaan bespreek, wat ons almal soort van verslaaf is aan. Help dit of maak dit mens meer alleen? Veronica, wat sou jy sê? Ja, party posts. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is daar nie, maar ek glo meeste van ons luisteraars weet, maar ek dink almal van ons ken hom as 'n post. Ons is nog steeds met die media besig, of sosiale media, is net vir likes en bewondering. Ander omdat hulle boodskap of kreatiwiteit, ja, donker vir daai, of dalk nuus wil deel. Die goed van sosiale media vir sommige, dis verbinding oor afstande heen, familie en vriende wat jou voel, familie en vriende het kontak met jou, en dan groepe van mense met gelyke belangstellings. Dan die inligting en ondersteuning. Mense deel ervarings, raad en hulpbronne. Ek het al baie gesien dat iemand sê, my kind het masels, wat is die vinnigste behalwe as die vinnig by 'n dokter kan kom of so iets nie. So dit is die ervarings, dan sal iemand sê, doen dit of moenie dit doen nie of wat ook al. Maar weet jy Veronica, ek dink sosiale media en selfone, want sonder selfone sou dan nie sosiale media gewees het nie, het baie mense se wêrelde groter gemaak. Absoluut. Ek het al baie gesien hoe sit iemand onder 'n boom wat praat, sekerlik of op groepe praat of met sy familie praat wat ver is. Ja. So as dit reg gebruik word, is dit 'n groot aanwinst vir ons mensdom. Dis weer daai wanneer wat die woordjie te inkom, te veel groente, vrugte. Maar ja, dit kan ook sommige mense meer alleen laat voel. Ja. Die vergelyking en jaloesie. Jy sien ander se hoogtepunte en probeer joune daarmee vergelyk. Oppervlakkige kontak. Die likes en volgers vervang nie egte interaksie nie. Verslawing aan die skerms of selfone of wat ook al. Te veel tyd op sosiale media kan lei tot isolasie en minder
real life kontak. En ek dink real life kontak is nogal belangrik. Jy moet met mense kan kommunikeer en so aan. Ja, ek weet en mense sien dit veral meer en meer in restaurante waar mense lekker moes gaan uit eet, sê nou maar. Rustig met mekaar gesels, maar elkeen sit met 'n foon. Daar kan redes wees, behalwe as jy doof is, ja. Ja, behalwe die oom en tannie wat so gesit en gesels het. Jy's Ek sal dit nooit vergeet daai dag nie, en daar het ek ook gedink, kyk eers en dink eers voordat jy ander kritiseer of wat ook al. Maar die wat nie gehoor het in die verlede nie, was 'n oom en tannie wat gaan uit eet het en hulle het op die fone, albei het op hulle selfone gesit. En die rede daarvoor is, hulle was albei doof. So dit was hulle manier van kommunikeer met mekaar terwyl hulle gaan uit eet het. Nou die sielkunde daar agter, Jackie, jy hom van sielkunde. Nou sosiale media aktiveer dieselfde belongings, breingebiede as geld of kos. Kyk glo. Ons kry jou voel goed van likes. Jy like dit as jy sien jy het iets gepost en mense like dit. Ja. Dis lekker, maar kan egte verbinding vervang. Baie mense voel terselfdertyd gekoppel en eensaam. Sosiale media kan jou vriende nader bring, of jou laat voel jy staan alleen in skare. Dis alles hoe jy dit gebruik, hoe jy dit jou kan laat voel. Ja. En baie keer, as iemand iets goeds doen, en jy sê net hoor jy wel dan met 'n boodskapie, dis al hoef jy te sê, dan laat dit daai persoon goed voel, maar natuurlik moet dit uit jou hart uitkom. Ons dink ons nodig sosiale media vir vriendskap en geluk, maar benodig beslis ook egte kontak en betekenisvolle interaksie. Jy weet baie keer luisteraars Veronica en Chantay kan 'n boodskap baie koud wees. Waar as jy teenoor 'n mens sit, kan jy sien die gelaatsuit, die body language, oogkontak. Dis so baie belangrik om dit te lees terwyl jy gesels. En jy lees baie uit iemand se body language uit, al kom hulle aangeloop of al gesels hulle met iemand. Jy lees dit baie maklik, wat jy nie met koue sosiale media reg kry. Ja, nou kom ons by, het jy al ooit gevoel daar's iets wat almal kan doen, maar nie jy nie? Menige male. Mans, ek almal kan doen. Nie net wat seker is kan, nie wat almal kan doen. Okay. Of almal wat jy in kontak mee is dan nou. Kyk, daarvoor moet ek sê dankie. Vandat ek getroud is, kom ek agter hoe min goed kan ek doen. Nou nie noodwendig jaloesie nie, maar jy sien hoe almal iets doen wat jy nie kan nie. 'n Vaardigheid, 'n reis, selfs net hoe gelukkig hulle lyk of leef, of dan kan sing, of skilder. En vir 'n oomblik voel jy klein en dink, hoekom nie ek nie? Hoekom kan ek dit nie doen nie? Ja. Maar dis normaal. Die brein is gekoppel om te vergelyk. Sosiale media kan dit soms erger maak. Jy sien die hoogtepunte van ander se lewens. Soms bring dit frustrasie, soms jaloesie, maar laat dit jou eerder inspireer om te groei. Weet jy, ek het eendag so 'n storie gelees van 'n dominee se buurman, 'n dominee obviously het 'n buurman of daai jare, weet ek nie hoe moet ek dit sê nie, maar hy het altyd die ou bewonder, hulle was vriende gewees, maar hy het altyd die ou bewonder hoe hy sy kar diens. En hy het net vir die ou gesê, ek wens ek het daai skills gehad om dit te kan doen. En toe sê die ou vir hom, dominee, kom ek leer jou nou vandag iets. Al wat jy moet hê is geduld. Jy's te ongeduldig as jy jou kar diens. Jy moet geduld hê. En die dominee het daaraan gewerk en kort voorlank toe dien sy eie karre, want hy het gesê, daar's nie tyd wat my jaag nie, ek doen goed op my tyd, en hy het dit reg gekry, en hy was so dankbaar. Ja, dit is moeilik om te glo en te verstaan, want daar's dinge wat mense het sekere talente, ons het al voorheen nog gepraat, en ander het weer ander talente, maar jy's reg, as ek
my tyd vat, kan ek dalk 'n mooi rok ontwerp. Ek kan hom ontwerp, maar gaan hom nie kan maak nie. Maar ek het vriendinne wat baie goed is met taalwerk. Hulle het seker geduld. Hulle het geduld. Okay, en dan wat regtig nodig is balans, betekenvolle kontakte, ekskuus, en selfvertroue om ons eie pad te loop. En dis volgende keer as jy sien iemand doen iets wat jy nie kan nie, onthou, dit verander nie jou waarde nie. Jy hoef nie alles te kan doen nie. Die dinge wat jou hart regtig laat klop, is dikwels eenvoudiger. En baie nader as wat jy dink. Ja, en ek dink baie keer doen jy iets uit jou eie uit, of nie uit jou eie uit nie, dit kom maar net. En ander mense sal dink, jy sê, ek wens ek kon dit doen. Maar intussen is dit nie vir jou effort nie. So ja, dit is, elkeen het sy skills. Ja. Ons het almal verskillende talente en ons het almal verskillende goed waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie, en dit is ons as mens. Ja, en die bas, jy's reg, en die baswoord vir my is net wederwysige respek. Nou luisteraars, ons kom nou aan die einde van ons program. Onthou elke Woensdag 11:00. Moenie dink ons is laat nie. Matta, ons kan nie wag om julle te gesels nie. Ja, en julle kan voor die tyd inskakel, want ons speel ons dalk mooi liedjie. Daar speel die hele tyd mooi liedjies op Radio Fynbos, so julle kan ingeskakel bly deur die dag ook. En hierdie ene, kaboomilies, is dit daai wit, Milies. is dit wat jy saam met afval eet, of? Ja, dis milies. Okay. Dis nie Vrystaatse geel milies, dis wit. Okay. Nou, na die program gaan Chantay vir ons kaboomilies van David, wat is hy van nou weer, Veronica? Nee, ek weet nie. Fourie, Kiesstof, David Ek Fourie. moes daai van onthou. Ja, Fourie kan. Ja, so moenie afsit nie. Inteendeel, bly by Radio Fynbos, julle gaan verbaas wees. Ek sit baie keer en luister hier, veral as ek braai, dan speel Radio Fynbos al my heerlikste musieke. Ja. En dan nou gaan ons net voor die laaste, gaan ons net sê die dinge of die vreemde gewoontes wat almal doen, maar nie altyd hardop erken nie. Jy praat met jouself, of dalk klink hardop dink, 'n bietjie sagter daarom op die oor. Hardop gedink, ja. Ja, ek dink baie van ons is skuldig daaraan. Ja. Of jy check jou foon, of 'n beter woord is jy kyk na jou foon net ingeval. Wat ek gou kyk na my nou. Ja, of jy kyk wie jou storie gesien het. Meer as een keer, daai dubbele blou regmerkies. Jy kyk of iemand nou 'n notisie geneem het daarvan. Of jy vergelyk jouself stilweg met ander. Jy sal iemand sien in die straat loop, of iewers sit, of in 'n restaurant of wat ook al, en dan kyk jy na hulle en dan wonder jy of jy vergelyk jouself daarmee. Ek dink dit is 'n baie goeie ding nie, want dit kan of afbreekend of opbouend wees. Ja, dis waar. Nou, jy glimlag en knik, maar jy het eintlik niks gehoor nie, want jy het nie geluister nie. Ja. Ja, want baie van ons het die gewoontes om te luister met die idee om so lank 'n reaksie terug te kry of 'n sê ding terug te kry. Maar ja, hulle sê die grootste eer wat jy iemand kan gee is om te luister wat hy sê. Nou luisteraars, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ons gaste van Pretoria, Lenet en Lorraine, baie welkom. Baie welkom aan die ander ook, baie welkom aan die wat geluister het. Onthou, elke Woensdag, dieselfde tyd, dieselfde plek, regstreeks. Vanuit Stilbaai. Dankie daarvoor, van my kant af, luister net David Fourie se kaboomilies, en van my kant af, mooi loop. Veronica? Van my kant af ook groete, en ek gaan nou nie aspres sê wat Jackie sê nie, so ek gaan nou sê, mooi wees. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie, Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.